'n voorreg om die woord van die Here oop te maak en ons bid dat die Heilige Gees wat die skrywer is daarvan ook vir ons sal oopbreek en sal dit indring in ons harte. Kyk vandag na 1 Korintiërs 12 en die fokuspunt is God se kerkontwerp, naamlik in mekaar geweef. Ons sien in Korintiërs 1 vers 2 die geadresseer is aan gemeente van God in Korinte, maar ook almal wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here. Dit is vir gelowiges. Gelowiges in Korinte in die eerste plek, maar ook vir elkeen wat die Here ken. Boodskap aan die gemeentes, aan die gelowiges van hoe God homself openbaar, onder andere ook wat 'n gemeente is en hoe 'n gemeente moet leef. Korinte was die hoofstad van die Romeinse provinsie Achaia. Sy handelsstad was baie bekend vir sy kultuurskatte, maar ook bekend vir sy heidense godsdienste en algemene onsedelikheid. By die heidense godsdienste was daar eintlik 'n sedeloosheid wat 'n integrale deel daarvan was, besonder vir die tempel, by die tempel van Afrodite, die godin van liefde. Nou, in hierdie dorp het Paulus die gemeente gestig op sy tweede sendingreis en hy het 18 maande daar gebly. En dan later het hy 'n brief geskryf waarin hy hulle waarsku om nie deel te neem in onsedelikheid nie. 1 Korintiërs 5 vers 9 verwys daarna. Maar hierdie brief is nie opgeneem in die Bybel nie, het eintlik verlore geraak. En nou is die tweede brief by ons bekend as 1 Korintiërs, waarin Paulus die Korintiërs raad gee en begelei as herder, 'n afstandsdominee van die gemeente. Ongeveer so 54-55 na Christus. Paulus is in Efese en hy antwoord dan op 'n brief wat die Korintiërs aan hom geskryf het en gevra het oor bepaalde sake wat dan nou geantwoord word in 1 Korintiërs. Daar was ook 'n derde brief wat hy later geskryf het, wat nie behoue gebly het nie, en dan is daar ook 'n vierde brief wat Paulus geskryf het, wat dan by ons bekend is as 2 Korintiërs. Maar nou, binne hierdie moeilike omgewing vra hulle vir Paulus raad, en hy skryf oor hoe hulle as kinders van God behoort te lewe. En dan spesifiek die onderwerp van hoe hulle as gemeente moet funksioneer, sien ons in 1 Korintiërs 12. Ons lees 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus, dis die kerk. Omdat ons almal een liggaam geword, is ons nou almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees. As die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees. Met ander woorde, jy is anders, en steeds daarom is jy deel van die liggaam. Jy behoort, jy het 'n plek, juis in jou verskeidenheid. Vers 17, as die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En dan ook in besonder hierdie vers 21. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig. Daar is 'n Godgegewe interafhanklikheid wat God daar geplaas het. Ons het mekaar nodig. Hoekom? Nie omdat ons swak is nie, maar omdat God die kerk so ontwerp het. Dan lees ons van vers 22. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik, en die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gee aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. Ons gaan ook besonder hierop fokus. As een lid ly, ly al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly.
Julle is die liggaam van Christus, afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Nou, as ons kyk na die betekenis hiervan, dan kyk ons in die eerste plek na 'n bietjie die groter lyn. En dan sien ons, die groter lyn is daar ook in 1 Korintiërs 11, in die vorige hoofstuk, vers 1, waar Paulus skryf, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Ons leier is Jesus Christus. Hy is die een wat ons moet volg in ons hele lewe, maar ook in ons manier van kerk wees. Hy is die een wat vir ons sê hoe ons moet lewe as kind van God, hoe ons moet funksioneer as gemeente. Nou, die Here gee leiers in 'n gemeente, en die Here gee mense vir wie ons kan volg as leiers, maar leiers word nooit die maatstaf nie. Paulus sê, volg my soos ek Christus volg, per implikasie, as ek nie meer Christus volg nie, moenie meer my volg nie. Veral in kerkwees, is dit baie so maklik dat leiers nie meer Christus volg nie, maar eerder as leier binne 'n kerklike tradisie, dit wat volg hy of sy eerder, dit wat geleer word en wat aanvaarbaar is binne daardie konteks en selfs binne daardie kultuur. Soms is daar sekere opdragte wat binne 'n kerkdenominasie eintlik onderbeklemtoon word. En dan binne 'n generasie of 3 van leiers binne daardie kerkdenominasie word dit eintlik aanvaarbaar dat sekere sake nie so sterk aangespreek word nie en ander dinge onbeklemtoon word. En dan binne daai kerkdenominasie of kultuur is dit naamlik nie meer 'n belangrike ding nie. Sekere gewoontes is binne 'n kultuur of selfs kerkdenominasie aanvaarbaar. Of baie keer 'n minder klem op die uitreik na buite. Of dalk 'n oormatige klem op die rasionele, of 'n oormatige klem op die oordeel van God, of aan die ander kant weer 'n oormatige klem aan die genade van God sonder lewensverandering. Maar nee, binne 'n kerkdenominasie kan leiers geneig wees om sekere dinge minder te beklemtoon of meer te beklemtoon of 'n sekere tradisie te volg, maar leiers en eintlik maar elke gelowige het die verantwoordelikheid om seker te maak dat ons mekaar navolg in navolging van Christus. Wat Christus se bedoeling is, sy ontwerp is, sy opdragte vir die kerk is. Dit is wat ons in die eerste plek moet navolg. Leiers volg ons na, soos wat hulle en in die mate wat hulle Christus volg. Kerktradisie of 'n eiewilligheid wat kan insluit, of 'n wêreldse invloed, is net, of nie die uitlaat van moeiliker opdragte, sekere moeiliker opdragte, kan so maklik my prentjie van kerk wees vorm, in plaas van Christus, wat die hoof van die kerk is, en wat die prentjie moet vorm en die prentjie gee van hoe kerk behoort te wees, soos wat dit vir ons in die skrif opgeteken is. Ons sien dit ook in Korintiërs, dat in Korintiërs is daar dinge wat skeef getrek is, waarskynlik as gevolg van die wêreld waarin hulle geleef het. En daarom sien ons dat dit word aangespreek in die gemeente. In hoofstuk 1-3 word die verdeeldheid wat ingesluip het, word aangespreek. Of die onsedelikheid word baie spesifiek aangespreek in hoofstuk 5. Of dat hulle mekaar op 'n verkeerde manier hanteer, hulle kla mekaar in howe aan hoofstuk 6. So daar's dinge waar hulle nie meer Christus gevolg het nie, maar eintlik leiers of hulle konteks van hulle tyd gevolg het. Nou word hulle daaroor aangespreek, sodat hulle Jesus Christus moet volg, en nie die konteks waarbinne hulle leef. Dit beteken ons moet voortdurend, onder leiding van die Gees, in gebed, vra en kyk en soek wat sê die woord, hoe die Here wil hê ek moet hom navolg, en hoe 'n kerk moet wees. Kerk wees is net ware kerk wees, en ons beleef die volheid van kerk wees, as dit is in navolging van Jesus Christus. Alleen moontlik deur die oorwinning en die krag van Christus, met hom as hoof, en dan bepaal hy. Maar hierdie navolging van Christus kom vanuit 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Ons sien dit ook hier in Korintiërs in hoofstuk 1 vers 22, staan daar hierdie interessante vers van Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Dit is tog so eintlik 'n interessante vers, want die Jode vra wondertekens. Nou, Christendom en God van die Bybel gaan oor wondertekens. Daar is soveel wonders in die Ou Testament opgeskryf,
Mens net vinnig dink aan die pla van Egipte en hoe die Here die volk uitgelei het deur die woestyn en al die wonders wat doen het, Jesus Christus wat genesingswonders gedoen het. So Christendom is eintlik 'n godsdienst van wonders en wysheid. Die Here sê juist dat wysheid in Spreuke en in Psalm 111 wysheid begin met die dien van die Here. En as jy wysheid kom, het vra dit van die Here. Maar nou staan daar, het gaan nie oor die wysheid en die wondertekens in die eerste plek nie, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Christus wat gekruisig is, wat veroorsaak het dat ons in 'n herstelde verhouding met God kan staan. Het gaan oor, in die eerste plek, oor 'n persoonlike geloofsverhouding. Christus is die krag van God en die wysheid van God. 1 Korintiërs 1 vers 24. So dit gaan oor Christus en deur Christus' verhouding met hom. Hierdie persoonlike verhouding met hom gaan daaroor dat ek steeds 'n dieper verhouding met hom sal hê en nie bloot net vir die dinge wat hy doen in my lewe doen nie. So dat party mense, iemand gesê het, seek the healer, not the healing. Soek die wonderwerker, nie die wonderwerke nie. Soek die een wat alle wysheid besit, nie bloot wysheid vir jou lewe nie. Soek die redder, nie bloot die redding. Ken die Here in 'n persoonlike verhouding, want alleen vanuit 'n persoonlike verhouding kan ons hom volg. Psalm 23 gee eintlik so mooi perspektief waar daar staan, die Here is my herder, en dan later hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Hy is eers my herder, hy is eers my God, uit 'n persoonlike verhouding met hom, en dan volg ek hom, waar hy ook al lei, ook in manier hoe ek moet lewe as kind van God, ook hoe ek moet lewe in kerk wees. So 'n verhouding met God is nie 'n punt op ons lewensagenda nie, dit is die opskrif bo ons lewe. Dit bepaal, verhouding met God bepaal ons lewensagenda. Maar dan, vanuit hierdie verhouding met God, wat oorgaan in 'n volg van Jesus ook in kerk wees, dan lees ons dat daar inderdaad hoe ons as kerk moet funksioneer. In 1 Korintiërs 3 en 6 praat ook van ons is die tempel van God, waarvan Christus die fondasie is, en Christus is die hoof van die kerk, soos ons ook lees in Efesiërs 1 vers 22. En in hom, lees ons nou hier in 1 Korintiërs 12, is ons een liggaam. Ook 1 vers 10 in hoofstuk 3 word juis die verdeeldheid wat in teenstelling met hierdie eenheid is, word aangespreek. Of dan, as ons praat oor kerk wees, dan sê vers 15-16, dat iemand kan nie sê, omdat ek nie die voet, die hand of die oog is nie, is ek nie meer deel van die liggaam. Dis nie omdat ek nie die dominee is, of omdat ek nie Frederik of Sannie is, of omdat ek nie daardie persoonlikheid het, is ek nie deel van die liggaam, of nie 'n belangrike deel van die liggaam nie. Ek hang eintlik maar net rond en ry maar saam. Nee. Jy het 'n bepaalde plek, sê vers 15 en 16, en jy's juis nodig as gevolg van jou andersheid. Vers 21 praat daarvan dat die een lid kan ook nie vir die ander sê, ek het jou nie nodig. Want elkeen het almal nodig, en almal het elkeen nodig. Daar's 'n noodsaaklike plek vir jou, binne die liggaam van Christus, binne die kerk, binne die gemeente, tot groei en funksionering. Dan vers 18, waar sê, maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, uniek, spesifiek, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. God se plan is dat ons verskillend, uniek en 'n bepaalde plek het. Jy het 'n unieke plek en 'n funksie om te vervul. Gee dit wat jy het, vanuit wie jy is in Christus, op 'n manier wat die Here jou lei, en dit is jou roeping, jou deel van die gemeente, deel van gemeente wees, en tot opbou van die res. Moenie probeer om soos iemand anders wees nie. Elkeen doen iets. Dis nie maar 'n opsweep sinnetjie nie. Dis 'n Bybelse waarheid. Elkeen doen iets. Vers 27 en verder, dat juis ook weer, wat ons nou gepraat het, eintlik al klaar oor die verskeidenheid wat daar is binne die liggaam, wat God so bedoel, maar dat elkeen 'n bepaalde taak het en 'n unieke taak het tot opbou. Maar dan, vers 25. God gee dat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar dat lede gelyke sorg dra vir mekaar. En hierdie woord sorg dra is 'n baie sterk woord. Is amper 'n angstigheid te hê vir mekaar en oor mekaar, om deeglik bewus te wees
op mekaar, bewus te wees van mekaar en op mekaar ingestel te wees. Hier word 'n baie intense interafhanklikheid beskryf. Ons het mekaar nodig, ons het 'n invloed op mekaar, in so 'n mate dat die volgende vers dit nog verder omskryf met, as een lid ly, ly al die lede saam. Ons dra so sorg in mekaar, ons is so in mekaar geweef, as een lid ly, ly al die lede saam, as een lid geëer word, so staan daar, as al die lede saam bly. Wanneer ly jy regtig saam met iemand? En wanneer is jy ook bly, regtig bly, as iemand geëer word? En dit is maar net as jy naby in mekaar is, en in mekaar se lewens ingeweef is. As iemand ver is, ja, dan raak nood jou, maar nie eintlik nie. Selfs groot dinge, soos die oorlog in Oekraïne, so almal van ons draak ons, maar raak ons eintlik nie regtig nie. Die armoede in Burundi, is een van die armste lande in Afrika. Dis amper 'n feit wat jy hoor, en ja, dit raak jou nie regtig nie, want jy's nie ingeweef met daardie mense en omstandighede. Jy kan selfs in dieselfde gemeente wees en in kennis neem van, die persoon het nou deur 'n kwaai operasie gegaan of deur 'n trauma. Maar dit raak jou nie regtig nie, want jou lewe is nie met daai persoon in mekaar geweef nie. As hierdie vers praat van dat ons so in die liggaam van Christus saamgebind is, dat ons geaffekteer word deur wat met jou lidmaat gebeur. Dis wat hierdie vers van praat, is dat ons so in die liggaam saamgebind is, dat ons geaffekteer word deur wat met jou medelidmaat gebeur. As iets met 'n ander een gebeur, dan skud jou lewe ook, maar daar's 'n interafhanklikheid en 'n noue onderlinge verbondenheid wat jou seermaak as iemand seer kry, wat jou opbou as iets goeds met 'n ander persoon gebeur. Bou ook jou op as hulle opbou beleef. En dis wat die Here vir ons bedoel, vir ons as gelowiges. Nou, net as voorbeeld, ek het gedink ons kan 'n kerk rugbyspan stig. 'n Kerk rugbyspan. En ek is opgewonde om provinsiale spanne aan te vat. En ons weet, ek weet, die almal is besig, so ek sal ons verteenwoordig as rugbyspan, as kerk rugbyspan. Nou, miskien dink jy, ek weet nie veel van rugby af nie, maar ek het baie video's gekyk. Ek gaan nou gym toe en ek het die beste afrigter gekry. En eintlik moet mens maar net die regte mindset hê. Jy moet 'n wen mindset hê. En ek het eerste span op skool gespeel. Ek sal ons as rugbyspan verteenwoordig. Nou die eintlike rede waarom dit in 'n disaster gaan eindig, is nie omdat my van nie kollisie is nie. Maar die eintlike rede is, rugby speel jy nie met een man nie. Wesenlik tot rugby is dat jy 15 spanlede nodig het. Hoekom? Want dis hoe rugby werk. Dis hoe Christendom werk. Dat jy ingeweef moet wees in mekaar se lewens, dat jy interafhanklik is van mekaar, dat jy 'n span moet wees, dat jy moet deel in mekaar se lewe. Dis hoe God dit ontwerp het. Dis hoe God dit bedoel het. Dis hoe dit beskryf word op baie plekke, onder andere in 1 Korintiërs 12. En soms beleef ons nie die volheid van kerkwees en Christenwees. En dan kom pik ons net so preekies en dan op 'n Sondag. Maar ons is nie deel van 'n liggaam. En daarom gee ek nie inspraak nie, en ek ontvang ook die inspraak nie. Daai interafhanklikheid is nie daar nie. En ons lewens is nie in mekaar geweef nie, en dan mis ons uit. Maar hierdie, as ons die woord hoor, in mekaar ingeweef, dan is dit baie keer scary. En baie van ons, as jy hoor in mekaar geweefde lewens, dan is alwaarop jy fokus, is die naaste deur waar jy kan wegkom. En tog, dit is wat ons elkeen so diep nodig het, om te behoort, om 'n plek te hê, om interafhanklik te wees. Die kerk is God se bedoelde plek daarvoor. Dis hoe God dit ontwerp het. Ons kan God maar net dank dat hy ons nie alleen los nie. Dat ons nie alleen op hierdie geloofspad saam met hom, maar dat ons nie alleen hom volg nie. Dat daar medegelowiges om ons is,
vir wie ons kan lief hê en wat ons deur ons lief, wat hulle ook vir ons lief het. Ons kan net die Here dank vir verhouding wat bestaan binne gemeente en dat liefde uitgestraal word, dat daar omgee is. Dis iets wat ons het. Dis iets waar ons nog so baie kan groei en moet groei. Ons interaksie, ons sorg dra vir mekaar, moet lei as gevolg van die noue saamleef, moet dit lei tot 'n geestelike groei, tot 'n dieper verhouding met God, tot 'n aansporing van mekaar. Ons kry in Nuwe Testament 52 mekaar tekste. En in Efesiërs 4 praat van die verskillende liggaamsdele pas by mekaar, vorm saam 'n eenheid, elkeen vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Nie net as individu nie, maar as liggaam. Onderlinge sorg vir mekaar is waaroor dit gaan. Dis nie 'n teorie wat ons bloot moet aanvaar of praat nie en soms beleef nie. Dis nie maar bloot 'n klomp goedjies wat ons moet doen en net 'n paar aksies bywoon en dan is daar saamlewe. Weet net genoeg bywoningsmerkies agter 'n paar kerkaksies sit nie. Dit gaan oor 'n interaksie wat tel. Dit gaan oor onderlinge meelewing. Dit gaan oor insette in mekaar se lewens wat ons nader bring aan die Here, wat ons geloof sterker maak, wat ons aanspoor in ons geloof, waar ons mekaar help om die volgende geloofstree te gee. Ja, interaksie wat bydra dat ons met Jesus se liefde 'n groter verskil maak in die wêreld daar buite. Dis wat die Here vir ons gee. Dis wat hy vir ons bedoel, wat ons beleef en wat ons al hoe meer moet beleef. Dis so hartseer en is nie God se bedoeling dat selfs ons by mekaar kom. En baie keer selfs na die tyd koffie drink en kuier, maar dan praat ons net oor sport en politiek en allerlei dinge wat gebeur oor ons vakansies, maar ons hoor nie regtig hoe dit met die ander persoon gaan nie. Dis hartseer as iemand met 'n gesondheidsprobleem na die kerk toe kom en weggaan sonder dat iemand vir hom of haar gebid het. Dis hartseer as iemand dalk alleen voel en mismoedig voel en bekommerd voel en daardie persoon kom dalk na erediens toe, gaan weg sonder dat hy of sy aangemoedig is, raad gegee is of 'n drukkie gegee is. Dis hartseer as mense by mekaar kom en jy gaan weg met meer kennis, maar dat jy nie meer in die onderlinge verhoudinge leef. Dis hartseer as ons van mekaar af weggaan of nie geleentheid het om by mekaar te kom en nie gepraat het oor wat die Here in jou lewe en deur jou lewe in die afgelope week gedoen het. Ons het nodig om daaroor te praat. Ons het nodig om so saam te lewe dat ons mekaar daarin opbou. Dis hartseer as iemand dalk eers selfs by mekaar kom, maar nie aanvaarding beleef nie. Want God bedoel vir my en jou dat ons moet saamkom, dat ons moet diep verhoudinge kweek, dat ons lewens in mekaar vervleg sal wees. Dis wie ons is, produkte van God se liefde, wat God se liefde versterk en laat oorloop. Dis die norm, dis die algemene. Ons is nie bedoel om met skanse rond te loop nie. Ons is nie bedoel om mekaar op 'n afstand te hou nie. Ons is nie bedoel om so privaat te wees dat ons eintlik alleen is nie. Ons is bedoel vir diep, betekenisvolle geloofsverhoudinge, interafhanklikheid, in mekaar se lewens vervleg. En dit is so. Jy kan dit nie vir almal wees nie. Ons is in Christus een en tog is jy naby verbonde, selfs in 'n liggaam, as jy naby verbonde aan 'n paar mense, 'n klompie mense, maar dit is in mekaar vervleg. Dis diep, dis persoonlik. En ja, as elkeen van ons net in diepte 'n paar bedien, sal almal bedien wees. Ons sluit af. Hoor vandag eintlik maar weer bekende waarhede. Basiese verhouding met die Here, om die Here te volg en nie dinge weg te laat of by te voeg nie. Maar saam as jy as gelowiges die pad saam te stap in mekaar geweef, sodat dit kan lei tot groei. Maar die preek is nie maar bloot weer eens om kennis oor te dra nie. Dis eerder 'n aanmoediging om verby kennis te kom, om 'n deel te maak van jou lewe. Inderdaad, geloofsgemeenskap te beleef en dit te doen. Ons praat baie keer oor
oor, verstand en hart en hande en mond. Ja, jy moet 'n boodskap moet jy hoor en dan moet jy dit deeglik hoor sodat jy dit kan verstaan en genoeg hoor dat jy dit kan verstaan, maar dan moet dit afsak in jou hart, dit moet deel van jou lewe word en dan moet gaan in jou hande waar jy dit doen. Ons het 'n doen geloof. Ons kan praat kognitief oor geloofsgemeenskap, maar doen ons dit en kom dit uit in wat ons praat. Dit wat ons doen, sal ons oor praat. Sal 'n getuienis bring tot eer van die Here. Partykeer steek ons net by ons verstand vas. Ons is tevrede as ons iets nuuts leer of as ons kognitief verstandelik iets beter verstaan. Dan mag ons vanuit ons verhouding met God, mag ons volg waar hy ons lei en waar hy ons lei, is dat ons in mekaar se lewens ingeweef sal wees. Een sal wees. Verskeidenheid, andersheid, binne eenheid, tot groei, tot opbou, tot meer beleef van wie God is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons dankie vir medegelowiges wat U ons gee. En dat U ons vir mekaar gee as 'n hulp, as 'n aanmoediging, as mekaar se juigkommandos. Om te help wanneer iemand val, om te vermaan wanneer dit nodig is, maar juis ook aan te moedig, vir mekaar te bid, vir mekaar te dra, sodat ons die wedloop wat ons het, saam voluit kan hardloop en einduit kan hardloop. Here, ons wil U verheerlik, nie net as individue nie, maar as geloofsgemeenskap. Ons wil U dien, ons wil U gehoorsaam. U is die hoof van die kerk. Ons behoort aan U. En ons wil U beeld meer en meer ook gesamentlik vertoon. Ons bid dit, Here, in afhanklikheid, want ons weet sonder U kan ons dit nie doen. Ons bid ook vir elkeen wat hier nou luister, Here, dat U hom of haar net sal toevou in die hande van liefde. Here, dat U, waar daar hartseer is, sal vertroos, waar daar nood is, sal uitkoms gee, waar daar moedeloosheid perspektief sal gee. Here, dat U elkeen net so, dat U elkeen sal bewus maak van U teenwoordigheid en van U nabyheid. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos, die krag van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.